Baie welkom by ons Woensdag oordenking. Ons onderwerp vir hierdie maand is gee met 'n goeie hart. Nou die onderwerp van gee, veral as dit verband hou met geld, maak mens eintlik 'n bietjie ongemaklik. Hulle sê mos altyd, mense spreek nie kerk en politiek met vriende nie, en eintlik kan mens geld ook daarby sit. Maar as daar nou 'n teoloog is wat die onderwerp van gee, kaalvuis en baie reguit aanpak, is dit Jaco Strydom. Sommer in die eerste hoofstuk van sy boek begin hy al gesels oor die tema en die onderwerp van gee. Hy vertel die storie van 'n groep Christensakemanne wat elke Woensdag aand bymekaar gekom het om saam te bid. Die een Woensdag aand nooi hulle toe 'n gasspreker met die naam Piet om hulle in gebed te begelei. Piet het bietjie uit die Bybel gelees, 'n kort boodskap gegee en toe vra hy hulle of daar enige gebedsversoeke is. Een van die sakemanne staan toe op en sê, ja, hulle moet asseblief vir Saartjie bid. En al die ander sakemanne stem toe saam, want hulle almal het gehoor wat met Saartjie gebeur het. Saartjie was 'n maatskaplike werker wat 'n groot verskil gemaak het in daardie omgewing. Sy het baie behoeftige mense en weerlose mense bygestaan. Sy het haar hele lewe lank in 'n klein woonstelletjie gebly en het so ou Volla gery. Maar hierdie einste Volla is toe gesteel en sy het nie versekering gehad nie. Piet het toe hierdie situasie so uitgeluister en hy vra toe, ek verstaan nie heeltemal wat julle wil hê ek moet voorbid nie. Wil julle hê ek moet bid dat God 'n kar uit die hemel uit vir Saartjie beam? Die sakemanne skud toe hulle kop. Hulle verstaan nie lekker nie. Piet sê toe hy sal nou verduidelik, maar hy wil net eers hoor hoeveel karre hierdie sakemanne altesaam besit. Die sakemanne het toe vinnige berekening gemaak en dit kom toe daarop neer dat daar tussen die klomp van hulle 40 karre is. En Piet sê toe vir hulle, ek gaan vir julle vanaand 'n gebed leer wat ek julle kan waarborg God gaan beantwoord. Hy sê toe vir hulle, ek gaan julle leer hoe om te bid asof julle vir God werk en nie God vir julle nie. En hy bid toe dat God met een van daardie sakemanne se hart sal praat, dat hulle vir Saartjie 'n kar sal gee. Hulle het blykbaar nie baie lank daardie aand gebid nie, toe word die gebed verhoor. Daar was 'n klop aan Saartjie se deur, en toe sy oopmaak, toe groet 'n man haar vriendelik. Hy oorhandig toe vir haar 'n karsleutel en sê, ek sal môre die papierwerk aanstuur. Hy het nie gevra vir 'n fotootjie vir die koerant nie, hy het nie eers sy naam vir haar gegee nie. Hy het net vir haar gesê, die kar kom van God af. En net daar verander Saartjie se klaaglied in 'n loflied. Sy het blykbaar die volgende dag vir almal gesê die Here het haar gebed verhoor. Nou ek verstaan dat ons nie noodwendig in 'n konteks leef waar ons net karre het om weg te gee nie. Baie van ons het net ons gawes en ons hande om te gee. Maar wat my wel opgeval het van hierdie storie, is die doel van gebed. Gebed is nie daar om God se wil te verander nie. Gebed is daar om bewus te word van God se wil vir jou. Gebed beteken om aan te meld vir diens. As ons 'n verskil in die wêreld wil sien, moet ons 'n verskil in die wêreld gaan wees. As ons 'n beter Suid-Afrika wil hê, moet ons 'n beter Suid-Afrika gaan maak. In Jesaja 6 vers 8 lees ons hoe die profeet sy roeping aanvaar. Daar staan, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Wanneer ons in die vervolg oor 'n spesifieke saak bid, kom ons bid ook sommer dat die Here ons sal stuur. Kom ons meld ook aan vir diens.